Jy weet, daar is twee skrifgedeeltes in die Bybel wat ek vandag met julle gaan hanteer. En die een skrifgedeelte kom uit Galasiërs 3 vers 16. En hierdie is na aanleiding van iets wat my vrou vir my gesê het. Luister wat sê Paulus hier, en ek lees uit die 2020 vertaling. En die beloftes is aan Abraham en sy saad toegesê. Nou as jy sou kyk na hierdie woord saad, dan gaan jy sien, dit is nie 'n saad wat met 'n klein letter geskryf is nie. Dis 'n saad wat met 'n hoofletter geskryf is. En as jy gaan na 'n baie interessante vers ook in die Bybel, en dan sien jy 1 Johannes 3 vers 19. 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly. Dis 'n wonderlike woord daai. Hy sê, is aan Abraham en sy saad toegesê. Daar staan nie aan die saade, soos wat 'n mens na baie sou verwys nie, maar soos wat 'n mens na een verwys, en aan jou saad, en dit is Christus. Wat Paulus hier sê, hy sê dat die saad, wat sou kom uit Abraham uit Isak en uit Jakob se nageslag, daardie saad sou Christus word. Die Here sê hier, dat aan die saad Christus sal jy geken word. As 'n wedergebore kind van die Here, het jy die saad van Christus wat in jou is. Jy het nie die saad van Abraham, die saad van Isak en die saad van Jakob nie. Jy het nie die saad van Israel nie. Jy het nie die saad van Judaïsme nie, jy het nie die saad van Jesus van Nasaret in jou nie. Jy het nie die saad van die profete van Adam en van Eva in jou nie, maar jy word slegs geken aan die saad van Jesus Christus, of die saad wat Jesus Christus is. 'n saad wat so duidelik is. En weet jy, as jy kyk na die twee Griekse woorde wat hier gebruik word in 1 Johannes 3 vers 9 en hier in Galasiërs 3 vers 16, dan gaan jy sien daar is een betekenis van daai twee woorde in die Grieks, en die woord sperma. Wat is sperma? Sperma is lewe, sperma bring lewe, sperma is sperm, sperma is saad. So wat die Here in effek hierso sê, hy sê jy word wedergebore, en dan kyk ons na 1 Petrus 1 vers 23, jy word wedergebore nie uit die verganklike saad nie, maar die onverganklike saad. Met ander woorde, 'n lewe wat vanuit God uitkom. 'n lewe wat vanuit God funksioneer. Dis nie die lewe van 'n judaïstiese of 'n israelitiese vader of voorvader nie. Dit is nie waaraan jy geken word nie. Luister wat sê die woord van die Here. Daar staan nie aan die saade soos na baie mense en na baie sou verwys nie, maar sou wat 'n mens na een verwys, en na jou saad, hoofletter, dit is Christus Jesus. Die enigste saad wat die Here erken in die Christen, is Jesus Christus, die saad van die lewe. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Die woord is ontsaglik duidelik daarop, dat die identifisering is met die saad van Christus.
Daardie Christus is die ene wat in jou geplaas was. Toe jy saam met Jesus, let wel, Jesus, nie in Yahuwah of Yeshua of iemand nie. Kyk hierso, my Jesus is nie 'n rodeo uitroep wat sê Yahuwah as jy op 'n buffel ry nie. My Jesus is Jesus die Christus. Hy's nie Yeshua nie. Hy's nie Yahuwah nie. Hy is Jesus die Christus. Nou ons kan in semantiese ingaan hierso, want die betekenis van Jesus in Hebreëus is Yeshua, nie Yahuwah nie. Dis Yeshua. Maar dit verander nie wie hy is nie, dit gee maar net sy naam in 'n ander taal, dis al wat dit is. Maar dit nou daar gelaat. Paulus sê hierso, broers, ek noem 'n voorbeeld uit ons daaglikse lewe. Dit is soos iemand se testament wat bekragtig is. Niemand maak dit ongeldig of voeg bepalings by nie. En die beloftes is aan Abraham en sy saad toegesê. En daar staan nie aan die saade, soos van mense wat na baie sou verwys nie, maar soos van 'n mens na een verwys, en aan jou saad. Dit is Christus. Dit is wat ek bedoel het. Die wet wat 430 jaar later gekom het, maak nie die verbond wat vroeër die God bekragtig is, kragteloos en daardie die belofte tot niet nie. Immers, as die erfenis op die wet berus dit nie meer op die belofte nie, maar God het dit uit genade vir Abraham deur 'n belofte geskenk. Jy sien, die Here het nie aan Abraham geskenk dat ons Abraham volg en dat ons aan Abraham identifiseer nie. Toe die Here aan Abraham sy saad beloof het, toe was dit nog voor die wet en voor die besnydenis ingestel was. So die verwysing na Abraham en sy enkele saad was dus 'n verwysing na die Christus van die Nuwe Testament. Dit is dus 'n verwysing na die Nuwe Testament, nie die Ou Testament nie, nie Judaïsme nie, nie Israel nie. Maar dit verwys uitsluitlik en direk na Jesus, want daar word toegesê aan die saad, en aan die saad sal die nageslag van God herken word. Nou daardie saad is lewe, maar dan sê die Bybel, want daardie lewe is Christus. Daardie saad is die onvernietigbare lewe, sê Hebreërs. Daardie saad, my vriend, is in jou ingeplaas deur die Heilige Gees op Golgotha. Toe die bloed van Jesus gevloei het, het die Heilige Gees daardie bloed gevat en in daardie bloed het hy die saad van God, die lewe van Christus ingeplaas en hierdie Christus het in jou kom inwoon. Daarom word die nageslag gereken nie aan Abraham, Isak en Jakob nie, maar aan Christus. En wat sê die Bybel? Dit het die Here behaag dat in Christus baie kinders na die heerlikheid van God geneem sal word, dat baie kinders in die huis van God geneem sal word, en wat sê hy? Dat julle kinders van God is, 1 Johannes 3. Wat beteken dit om 'n kind te wees van 'n vader? Dit beteken die vader het sy saad gegee, en hy die kind gebaar uit sy saad uit. Die saad wat God ons gegee het, was Jesus Christus. Uit Jesus Christus is ons wedergebore. Uit Jesus Christus het ons die lewe van God gekry. Uit Jesus Christus het die lewe van God na vore gekom en in Jesus Christus is die een en enigste lewe van God. Die Bybel sê, want dit is die getuienis wat God aangaande sy seun Jesus Christus gegee het, dat die lewe is in daardie seun Jesus Christus.
En as jy daardie seën het, dan het jy die lewe. Hy sê jy word nie geken in jou kennis van Abraham, Isak en Jakob en die profete nie. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 20, julle ken hom wat van die begin af is. Want julle is in hom wat van die begin af is. In sy seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. 1 Johannes 5:20. Jy moet begryp, God herken jou nie in die konsep van Abraham, Isak en Jakob en Israel nie. Die Here het jou spesifiek uitgekies om sy saad, Jesus Christus, in jou te plaas. En in hierdie Jesus Christus is die waaragtige lewe van God, want hierdie Christus in jou en hierdie Christus in my is nie net ons ewige en enigste lewe nie. Hy is in sigself die ewige lewe, maar hy is ook my lewe en hy is ook jou lewe. Hy is in my en ek is in hom. En hy is die lewe wat deur my funksioneer en dit is sy lewe as my lewe. En sy lewe, hy wat Jesus Christus is die waaragtige God wat in my is en ek in hom. En hierdie waaragtige God is my ewige lewe. Jy sien, dit is in die saad Jesus Christus dat jy by God erkenning ontvang, nie in die saad van Abraham, Isak en Jakob nie. Ek, my broer en my suster, is nie 'n Israeliet nie. Hoegenaamd en geensins nie. Hoe is dit moontlik dat 'n heiden 'n Israeliet kan word? Hoe is dit moontlik dat ek wat 'n Afrikaner en 'n Ierse Afrikaner is, nou 'n Israeliet kan word? 'n Etniese Israeliet, dis bog, dis snert, dis absoluut gemors. Want God herken my aan die saad, Jesus Christus in my. Hierdie stories dat ons moet teruggaan na Israel toe, na die wet en die profeet, is 'n valse leer. Dit is 'n sataniese, bose, okkultiese, sataniese, duiwelse leer. Want jy word nie geken aan Abraham, Isak en Jakob nie. Jy word geken aan die saad, Jesus Christus. Daarin is die nageslag van God geken. Die lewe Jesus Christus. 1 Tessalonisense 1 vanaf vers 6 sê, en julle het ons as voorbeeld gevolg, en die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met blydskap wat van die Heilige Gees ontvang het, met die gevolg dat julle 'n voorbeeld van al die gelowiges in Macedonië en Agaia geword het. Die woord van die Here het immers van julle nie net in Macedonië en Agaia weerklink nie. Julle geloof in God het inderdaad na elke plek versprei. Gevolglik het ons nie nodig om meer iets daaroor te sê nie. Hulle self vertel oor ons besondere ontvangs wat ons by julle gekry het. Hoe julle omgedraai het na God, weg van die afgode, om die lewende en die waaragtige God te dien. Wat sê Johannes 5 vers 20, 1 Johannes 5 vers 20. Wie is die lewende en die waaragtige God? Die lewende en die waaragtige God is Christus Jesus. Jy is in Christus Jesus ingeplant. Jy is in Christus Jesus 'n erfgenaam van God. Jy is in Christus Jesus 'n kind van die Here. Jy is in Christus Jesus deel van God se huishouding, nie Abraham, Isak en Jakob nie. Jy moet dit begryp, man. Hou op met hierdie valse leer van jou. Daar is geen redding in Abraham, Isak en Jakob nie, want Jesus het nie gesterf nie, sy bloed het nie gevloei nie, hy het nie opgestaan nie. Die saad van die lewe, Jesus Christus, is aan jou toegesê. Luister, hulle self vertel oor ons van die besondere ontvangs wat ons by julle gekry het. En julle het omgedraai na God, weg van die afgode, om die lewende en die ware God te dien.
en om sy seun wat hy uit die dode opgewek het, uit die hemel te bly verwag. Jesus wat ons red uit die oordeel wat kom. Wat verwag jy as 'n kind van die Here? Wat verwag jy van Abraham, Isak en Jakob? Daar is absoluut niks wat hulle jou kan offer nie. Want weet jy wat? Hulle is nie in die hemel nie. Hulle is in 'n doodslaap tot en met die opstandingsoggend. Daar was nie 'n Jesus Christus wat hulle wederbaar het nie. Hulle gaan saam met Jesus regeer op hierdie aarde, terwyl ons as wedergebore kinders van die Here, gebore uit God se saad uit, met God in die hemele gaan wees. Jy sien, die Christus wat ek verwag, is die Christus uit die hemel uit, waar hy aan die regterhand van God die Vader is. Dit is die Christus wat ek verwag, die Christus wat opgestaan het uit die dode, die Christus wat homself as God identifiseer, homself as God kwantifiseer en homself as God realiseer, manifesteer en materialiseer. Christus die opgestaande God wat in die hemel is. Hy was nie in Abraham, Isak en Jakob nie. Hy was nie in Israel nie. Hulle het hom verwerp. Jy sien, jy mag miskien dink dat jy kry hierdie wonderlike dieptes uit Abraham, Isak en Jakob. Maar wat sê Petrus van jou, Kefa? Vir die wat nou so in die Joodse dinge in is, wat sê Kefa? Kefa sê, Petrus, hy sê vir jou, jy vreet van jou eie braaksel, soos 'n hond van sy eie braaksel vreet. Want as jy na Abraham, Isak en Jakob toe gaan, en jy probeer daar jou heil vind, dan is jy soos 'n hond wat terugkeer na sy braaksel, want Jesus sê, as jy van my vlees eet en my bloed drink, dan sal jy tot in die ewigheid lewe, want my vlees is waaragtig spys, en my bloed is waaragtig drank. Maar as jy teruggaan na die Ou Testament, na Abraham, Isak en Jakob, dan vreet jy soos 'n hond braaksel. Jy eet nie van Christus nie. Die woord van die Here sê in Hebreërs dat Israel het nie 'n deel aan ons altaar nie. Wat is ons altaar? Ons altaar was die kruis van Jesus Christus. Ons het in daardie altaar in Jesus Christus gesterf op die kruis. Ons was dood saam met hom. Ons is opgewek saam met hom, in een met hom, opgevaar na die hemel toe. Jy wat teruggaan in die Jodendom in die Judaïsme, jy het geen deel aan hierdie altaar nie. Want jy is in die Joodse altaar waar Christus nie was nie. Ek is in die lewende altaar Christus Jesus. Die Bybel sê vir my in Openbaring dat God is die tempel en die seun, die lam, is die tempel. My tempels en my goeders assosieer ek nie met Israel en hulle tabernakels en hulle goeders nie. My tempel is God en die lam. Dit is waar my tempel is. Dit is waar my posisie is. Dit is waar my synde posisie is. Ek is 'n kind van God. Geken en uitgeroep en uitgekies deur die saad van Jesus Christus as die wedergebore saad en nageslag van God homself. Besef jy, kind van die Here, dat hierdie Christus wat in jou is, hierdie Christus wat jou lewe is, hierdie Christus in jou, wat die saad van God is in jou, die saad wat blywend is, die saad waaruit jy wedergebore is, dit, my vriend, dit is wat jy is. Uit daai saad, uit hierdie Christus in jou, kom en het gekom die eie nageslag van God, wat uit God se eie sperm en uit God se eie saad wedergebore is, en Christus was daardie saad wat daardie lewe gebring het. Kan jy sien hoe swaksinnig en hoe idioties is dit om terug te gaan na dit
wat Joods is. Wanneer ons so 'n groter heerlikheid het in Jesus Christus. Jy word nie van heerlikheid tot heerlikheid verander in Abraham, Isak en Jakob nie. Jy word van heerlikheid tot heerlikheid verander in die aangesig van die opgestaande Jesus Christus. As ek 'n Israeliet, you have got to be kidding me. Ek is nie 'n Israeliet nie. Ek is 'n Godlied, 'n Jesuslied en 'n Heilige Geeslied, gebore uit God se saad uit. En in daardie saad, Jesus Christus, my vriend, daarin is die nageslag van God. Nie in Abraham nie, maar in Christus, die saad, die sperm. Gaan maar voort in jou valse leringe, maar jy eet braaksel. Ek verkies die vleis en die wyn van die opgestaande Christus. Nou ja, tot ons weer praat, is Dominee Puna wat sê vir julle groetnis en liefde vir julle. Totsiens.